So vandag vra hulle nou, julle moet die rekenkundige vergelyking doen, maar dit is nou as daar KOJ, KBJ, DJ, DAJ, alles te mekaar is. So, ek het net hierdie blok getrek, want ek hou altyd af van 'n voor 'n rekenkundige vergelyking. Eerste net 'n opsomming te doen net om te help. So dit is mos, die vraag wat jy jouself altyd vra is, watter twee rekeninge is betrokke? Dan gaan jy vir jouself vra, is die rekening 'n bate, eienaarsbelang of las? Dan word dit meer of minder. En dan waar sal dit meer of minder word? OK, so ons gaan die eerste transaksie op. Die 2 Augustus koop Marna voorraad kontant EFO vir R4.000. So sy het met ander woorde onthou, voorraad beteken handelsvoorraad. So sy het net handelsvoorraad gekoop. So ons gaan sê die 2 rekeninge wat betrokke is, as jy 'n kontant betaal per EFO, is dit mos in jou KBJ. So die een rekening gaan bank wees, want onthou, jy moet altyd deur bank gaan, en die ander een is handelsvoorraad, want jy koop handelsvoorraad aan. So bank is 'n bate, handelsvoorraad is ook 'n bate. Nou, word bank meer of minder? Dit word minder, want jy betaal. Ja, handelsvoorraad word dit meer of minder, dit word weer meer, want jy kry dit by. En dan, bate word minder aan ons kredietkant en meer aan ons debietkant. So, nou gaan jy hierdie vat en dan gaan jy dit invul. So, nommer, hulle het gesê brondokument, so onthou, al sê hulle betaal per EFO, ons dit wys op ons bankstaat. Joernaal, ons weet dit kom in ons KBJ, want hulle sê betaal per EFO. Nou vir hulle rekening gekrediteer en rekening gedebiteer. Nou, kyk gou hier. Rekening gedebiteer, watter kant word meer? Dit is handelsvoorraad. Dis by die debietkant. So ons gaan sê rekening gedebiteer is handelsvoorraad. En rekening gekrediteer aan die kredietkant, want hy een moet altyd debiet wees en die ander een moet krediet wees. Kredietkant is bank. OK, en albei is 'n bate, so jy gaan sê plus, minus, en die bedrag is R4.000. OK, so dit is om die eerste transaksie te doen. Nou die tweede een sê, op 4 Augustus koop ABC handelaars goedere by Marna se markie en betaal per EFO R3.000. Winsopslag beloop 50%. So, onthou, dit kom in jou KOJ. Nou hierso is as iemand by 'n goedere koop, dan het jy nie 2 rekeninge betrokke nie. Veral met hulle hier praat van jou winsopslag. Jy het met ander woorde 4 rekeninge altesaam wat dit affekteer. Maar ons gaan eers met die verkoopprys. So, ons sou dit in bank gesit het en verkope, want ons ontvang die geld. OK, bank is 'n bate, verkope is 'n eienaarsbelang en dit is 'n inkomste. OK, bank word meer en ons verkope word ook, ons inkomstes word meer. Bates word meer aan ons debietkant en minder aan ons kredietkant. So ons gaan eers hierdie gedeelte, maar hierdie gebruik ons, so bank en verkope gaan altyd saam met ons verkoopprys. So dit is daai R3.000. So, op die tweede, die brondokument is, iemand koop by ons kontant, so ons sou heel moontlik vir hulle gesê het dat dit 'n KRR is. Dit kan ook wel 'n kwitansie, ons kon ook 'n kwitansie vir hulle uitgereik het. So, mense moet net daar net, want onthou dit is jou 2 basiese rekeninge wat jy kan kry in jou KOJ.
Omdat hulle die besigheid se naam gesê het, gaan jy eerder sê dit is kwitansie. Dit kom in jou KOJ. OK. Ons het gesê ons eerste 2 rekeninge is bank en verkope. Ons het gesê bank word meer aan die debietkant, so bank gaan gedebiteer word. En verkope het ons gesê word meer aan ons kredietkant, so dit word gekrediteer. So bank is 'n bate, as gesê plus R3000 en inkomstes is onder eienaarsbelang. So onthou jou rekenkundige vergelyking sê altyd bates is gelyk aan eienaarsbelang plus jou laste. So dis hoekom moet die een kant gelyk wees aan die ander kant. Behalwe hierso is dit nou plus minus, onthou plus 4000 minus 4000 werk uit op 0 en hierso is geen ander nie. So andersins gewoonlik behalwe nou met bates moet dit plus minus wees, maar andersins sal dit altyd as hierdie kant 'n plus is, moet daai kant 'n plus wees. As hierdie kant 'n minus is, moet daai kant 'n minus wees. OK, nou is ons by die tweede gedeelte. Nog steeds van hom, maar onthou, ons het gesê as jy goed verkoop, het jy altesaam 4 rekeninge betrokke. So, die rekeninge wat ek nou nog verder hier nodig het, is, onthou jy het jou fisiese handelsvoorraad wat jy verkoop, en want dit is wat verkoop word. En dan het ons ook nog, hoeveel dit ons gekos het om daai handelsvoorraad te kry. So, kosprys van verkope en handelsvoorraad gaan altyd saam. So, handelsvoorraad is 'n bate, kosprys van verkope is deel van eienaarsbelang en dit is 'n uitgawe. OK, as jy dit verkoop, word jou handelsvoorraad meer of minder? Dit word minder, want dit gaan fisies by die deur uit. So dit is 'n minus, en onthou ook, jou kosprys van verkope is 'n uitgawe. So dit maak jou eienaarsbelang minder. OK, bates word minder aan ons kredietkant. Sorry, ek praat klomp chill. Ja. So bates word minder aan ons kredietkant, en dan met ander woorde, ons koste van verkope gaan weer aan die debietkant. So, nou gaan ons dit oorboek. Dis nog steeds op die tweede, is nog steeds kwitansie, dit is nog steeds KOJ, so ons gaan dit nie verder hier nie. Al wat jy net nou gedink, jy gaan dit hierdie kant invul. So, ons het gesê ons koste van verkope word gedebiteer, en dan ons handelsvoorraad word gekrediteer. Nou, onthou, jy gaan hierso eers jou kosprys moet uitwerk. So, dis weer daai R3000 maal 100 gedeel deur 150 werk uit op R2000. So, jy gaan nou sê minus 2000 en minus 2000. OK, so nou verder. Nou is ons op die 7de. Op die 7de verkoop Marna goedere op skuld aan LCB Jacobs vir R2500. Onthou, dis weer 'n keer, dit is jy verkoop goed, so daar's weer 4 rekeninge betrokke. So, nou is dit op skuld. So dit is nie in jou KOJ nie, so dit kan nie bank wees nie. Onthou gewoonlik as jy in jou debiteure grootboek, jy gaan dit sit onder, as jy dit inskryf, dit maak 'n debiteur se skuld meer. So dit is debiteure kontrole. En verkope. So 2 rekeninge. OK, debiteure kontrole is 'n bate, verkope is 'n eienaarsbelang en is 'n inkomste.
Kyk, die persoon se skuld word meer, so debiteure kontrole word meer, verkope word ook meer, bates word meer aan ons debietkant, en dan verkope word meer aan ons kredietkant. So, nou is dit weer 'n keer nog steeds, dit is die verkoopprys, ons moet nog die kosprys ook doen. Ons gaan nou eers die verkoopprys doen. So, as jy op skuld koop, is jou brondokument, is faktuur. Dis in jou debiteure joernaal. So, dit is nou, in plaas van jy gaan nie sê bank nie, jy gaan nou kyk, jy het gesê jy gaan debiteure kontrole debiteer. So, debiteure kontrole, en dan jou ander een is verkope. Dit is, die bedrag is R2500, so plus R2500, plus R2500. Ok, dan moet ons nog steeds met die verkoopprys, so ons gaan eers, jy kan gou vinnig eers die verkoopprys, so R2500 mal 100, gedeeld deur 150, en dit werk uit op 1666,67 So, nou gaan ons die produk wat ons fisies verkoop, so dit is nog steeds handelsvoorraad, en jou koste van verkope. Handelsvoorraad is 'n bate, koste van verkope is 'n uitgawe. Handelsvoorraad word minder, uitgawes. Dit word ook minder, dit word eintlik meer, want dit gaan ook by die deur uit, so dit is, ek wil net hier so ook verander, uitgawes word meer aan ons debietkant, en bates word minder aan ons kredietkant. So, nou gaan ons dit moet invul, so is ons steeds faktuur, is ons steeds DJ, so nou is dit, ons het gesê ons gaan koste van verkope debiteer, en dan handelsvoorraad krediteer. Ok, dan het ons met ander woorde, dit is die bedrag wat ons klaar uitgewerk het, dit is minus 1666,67 minus 1666,67. Ok, nou is ons by transaksie 4. Hulle sê op die 12de betaal Elspie Jacobs R2500 kontant om haar skuld aan Marna te vereffen. Onthou, dit kom nog steeds in jou KOJ, want as hulle skuld betaal. So, dit gaan wees in jou KOJ, jou een is altyd bank, en as 'n debiteer sy skuld betaal is, dit debiteure kontrole. Bank is 'n bate, debiteure kontrole is 'n bate. Bank word meer, want jy kry geld, en debiteure kontrole, die persoon se skuld word minder, so dis hoekom is dit 'n minus. Dan bankbates word meer aan ons debietkant en minder aan ons kredietkant. So ons gaan nou bank debiteer. So is die 4de transaksie, dit is kwitansie, en dit is in die KOJ, so dit is bank en debiteure kontrole. Albei is 'n bate, so dis plus minus, en die bedrag wat sy betaal het is R2500. Ok, so dan gaan ons by die 5de, op 15 Augustus ontvang B. Malan 'n ander debiteer wat sy skuld R1800 op sy rekening af te betaal, skryf 10% as handelskorting af. So, hierso het ons nou 2 gedeeltes. Hy betaal sy rekening, maar ons skryf ook vir hom
10% af. So onthou, soos handelskorting is dit in jou DAE, en as hulle skuld betaal, is dit natuurlik in ons KOE. So, ons gaan nou sê op die 5de, so daar gaan weer 'n keer 2 transaksies wees. So ons doen eers die gedeelte, ons moet eers uitwerk, as ons 10% afskryf, so jy moet R1.800 mal 10 gedeel deur 100, gee vir jou R180. Nou, as jy dit moet aftrek, want dit is hoeveel ons met ander woorde kry, so 1.800 minus 180, gee vir jou R1.620. So, ons moet nou eers daai R1.620 wat ons ontvang byskryf. So, dit sal natuurlik in ons bank, dit gaan in jou KOE wees, want hy betaal sy skuld, so dis weer bank en debiteure kontrole. Bank is 'n bate, debiteure kontrole se bate. Bank word meer, die persoon se skuld word minder. Bates word meer aan die debietkant en minder aan die kredietkant. So ons doen eers gou hierdie gedeelte. So op die 5de, dit is die eerste geld wat ons ontvang. So ons doen eers daai, so dis kwitansie, KOE, ons debiteer bank, want ons het gesê bank word meer aan die debietkant en debiteure kontrole word minder aan ons kredietkant. So, nou, ons het gesê, dit is daai bedrag van 1.620. Maar nou moet ons daai 10% handelskorting ook afskryf. So, ons gaan dit doen, deur te sê, so, dit mos gewinne perk, dit gaan in jou debiteure afslagsjoernaal, so, jy gaan dit sit onder korting toegestaan, want ons staan korting toe, en korting toegestaan is 'n uitgawe. So, dit is so jy gaan hierso sê, jy 2 rekeninge wat jy betrokke is natuurlik jou debiteure kontrole, want dit is 'n debiteur se skuld, en korting toegestaan. Debiteure kontrole se bate, korting toegestaan is eienaarsbelang en dit is 'n uitgawe. Die bates, hulle skuld minder, maar jou uitgawes word meer. Bates word minder aan ons kredietkant en uitgawes word meer aan ons debietkant. So, nou, dit kom in jou debiteure afslagsjoernaal, so ons skryf dan 'n kredietnota uit. So ons het gesê, ons gaan korting toegestaan debiteer, en ons gaan met ander woorde debiteure kontrole krediteer. So dit is daai van R180, so die skuldbates word minder, maar onthou, dis die groot ding, alhoewel ons hierso sê ons uitgawes word meer. Uitgawes verminder eienaarsbelang, so dis hoekom gaan ons sê onder eienaarsbelang minus R180, want ons is nou besig met eienaarsbelang. Inkomstes vermeerder dit, maar uitgawes verminder dit. Dan is ons by die laaste transaksie. Op 18 Augustus stuur Elsabie Jacobs produkte terug ter waarde van R500 wat sy vroeër op skuld gekoop het. So, nou is dit weer 'n keer, dit kom in jou krediteure, dit is jou debiteure afslagsjoernaal. So, dis weer 'n keer, onthou, as hulle produkte terugstuur, dit het met jou verkoopprys wat dit minder word en jou kosprys kry jy terug. So, dis weer 'n keer 2 rekeninge. So, omdat dit in jou debiteure afslagsjoernaal kom, is jou, onthou, daar's nie 'n bank nie. So, dit gaan jou debiteure afslag wees. En debiteure kontrole.
want onthou dis 'n debiteer se skuld. Dan debiteerde afslag is eienaarsbelang, maar dit is 'n uitgawe. Debiteerde kontrole is 'n bate. OK, jou uitgawes word meer, jou bates word minder. So, dit word meer aan ons debietkant en bates word minder aan ons kredietkant. So dit is die fisiese produk. Nou as jy nie spasie onder het nie, jy kan net altyd aangaan. Dit is kredietnota. Dis jou DA. So, nou ons het gesê ons gaan ons debiteerde afslag debiteer. En ons gaan ons debiteerde kontrole krediteer. OK, so, dit is die volle bedrag van R500. So, by debiteerde kontrole, dat die skuld word minder, en uitgawes maak jou eienaarsbelang minder. Maar nou moet ons eers nog uitwerk van die fisiese handelsvoorraad, hoeveel dit ons gekos het. So, 500 maal 100 gedeel deur 150 werk uit op R333,33. So, ons gaan nou dit, so dis jou fisiese handelsvoorraad en jou koste van verkope, want dit is mos die fisiese produk, is handelsvoorraad en hoeveel dit gekos het, is ons koste van verkope. So, handelsvoorraad en koste van verkope. Handelsvoorraad is 'n bate, koste van verkope is eienaarsbelang en dit is 'n uitgawe. Ons handelsvoorraad word minder, maar ons uitgawes word meer. Handelsvoorraad, bates word minder aan ons kredietkant en uitgawes word meer aan ons debietkant. So, dis nog steeds kredietnota, dis nog steeds DAJ, so nou gaan ons net hier aangaan. Dit is dan, ons gaan ons koste van verkope debiteer en dan ons handelsvoorraad krediteer. So, dit is handelsvoorraad se bate en dit word minder, so dis minus R333,33. En onthou, ek weet ons het gesê by dat die uitgawes meer word, maar onthou, eienaarsbelang uitgawes verminder dit, so dis minus R333,33. Ek het soos my olie gekyk. Ek het 'n fout gemaak. So ons moet net gou vinnig weer, daai handelsvoorraad wat ons terugkry, onthou, ons handelsvoorraad word meer, want ons kry die fisiese produk terug. So ons kry nog nie daai uitgawes, dat die mens half daai prys nie, so dit is minus. So die rekening wat gedebiteer gaan word is handelsvoorraad en die rekening wat gekrediteer gaan word is koste van verkope. So, onder dit gaan wees handelsvoorraad en hierdie een is koste van verkope. En dan gaan dit wees plus en plus. So, ja, onthou, as jy jou debiteerde afslag as hulle fisies die produk terugstuur, kry jy dit terug. Dit word nie minder nie, handelsvoorraad word net minder as ons dit fisies verkoop op skuld of vir kontant.